Gee my die enjin route huis toe terug na jou. Van bo in Afrika na St. Helena Bay se blou. As jy nog nie heupe geswaai en hakke geklap het saam met Pieter Smith nie, moet jy vanjaar 'n konsert bywoon. Hy tree elke jaar ongeveer 200 keer plaaslik op. Ons liedjie oor die radio, jou foto in my hand. Okay. Goed, julle weet en ek weet ek kan nie speel nie, maar die feit is ek leer graag en by wie kan ek nou beter gitaarwenke kry as die meester homself? Wel, ek's bly jy dink ek's 'n gitaarmeester, maar ek dink die rede is want ek oefen nog elke dag vir 6 ure lank. Maar dis ietsie dalk wat jy op moet doen in jou vrye tyd. Ja, kyk, ek word nog baie oefening, maar ek gee nie te veel om oor hoe ek klink nie, solank ek net goed lyk, want kom ons wees eerlik, 'n gitaar is daar maar die perfekte simbool van rock and roll. Nee, dis waar dit gaan. En wat die lekker ding is daarvan, jy kan 'n gitaar vat. Dis hoekom ek actually gitaar speel, want van kleins af het ek besluit ek wil my instrument vat laat ek oral kan breek. 'n Klavierspeler kan nie breek by die kampvuur met 'n klavier nie, want dit is so swaar om te dra. Dis hoekom ek 'n gitaar gekies het, want jy kan daar sit en vir die girls by die kampvuur sing. Jy weet? Wel, dit is 'n baie goeie rede om 'n gitaar te speel, né? Maar Pieter, waar kom jou musiek vandaan? Waaroor skryf jy? Die meeste van die liedjies het ek self geskryf en getoons het. Ek hou daarvan oor 'n plekke te skryf. Ek sal byvoorbeeld te werk gaan, by 'n plek te sit en dan kyk wat om my aangaan. Nou die musiek kom eintlik van self. Ek sal nie noodwendig met 'n gitaar daar sit nie. Ek sal byvoorbeeld plekke sien soos Lookout Beach, Beacon Al. En dan sal ek net alles bymekaar bring en in my kop, terwyl ek die woorde bymekaar bring, kom die musiek outomaties. Nou goed, een vinnige laaste wenk oor gitaar speel. Ek sal vir jou eerlikwaar sê, as jy wil musiek maak vir die mense in Suid-Afrika, eintlik oor die hele wêreld, en jy wil gitaar speel, al wat jy hoef te leer is die volgende. Die 3/4 van die liedjies in die wêreld is al geskryf met dit. Dis al wat jy hoef te leer. Nee, ek's redelik seker dis nie hoe dit moet klink nie. Weet jy wat, Paul? Jy het dit nou regtig perfek op. So ek het 'n beter voorstel. Kom ons gaan drink 'n drankie. Dis nou hier by sy huis in Ilardus Park, Pretoria. Hy vry 'n stukkie van 'n merwe. Sy bly daar aan die kant die blou berge. Kleine cola by die braai, alle poedels is gedaai en dan toon ons groen geverwe. Hy vry 'n stukkie van 'n merwe. Sy bly daar aan die kant die blou berge. Pieter, 'n eertydse musiekonderwyser, het al 7 albums uit en is volgens verkope een van ons land se geliefde kunstenaars. Weet ek al by baie Afrikaanse kunstenaars gesien het, die musiek wat hulle maak en die musiek wat hulle na luister, is nie dieselfde nie. En ek vermoed, dis by jou ook die geval. Nee, dis die absolute waarheid. Weet jy, ek is eintlik iemand wat baie lief is vir lekker ou rock. Ek's 'n groot fan van Ozzy Osbourne, Queen, Pink Floyd, Journey, al die mense. Ek's nogal baie lief vir die musikaliteit daar agter. Ek glo iemand wat 'n goeie instrument kan speel. Nou kyk daar uit die 70s rock. Al die mense kon baie goed gitaar gespeel het, baie hoog gesing het. So dis eintlik my inspirasie, ou wat kan goed musiek skryf en selfs 'n instrument ook goed kan speel. Ek weet Steve Hofmeyr het al na jou verwys as die partytjiemaker van die dekade en as ek so na daai muur vol geskryfte agter kyk, lyk dit my jy bring nogal graag die partytjie ook so my huis toe. Kyk Paul, ek wil nie daarop uitbrei nie, want my ma kyk ook na hierdie program. Hallo. En maar soos jy na die muur kan kyk, ja, hier sal enige iemand gewees hier van ons goeie oorlede vriend Zak tot by Martino die kulkunstenaar tot by Dousie, Matthys Roots, die hele lot het hier kom kuier, Kurt, Bobby. En ek hou daarvan om mense te entertain, soos die Engelsman sê. Ek dink 'n goeie partytjie gaan gepaard met goeie vriende, goeie geselskap, natuurlik musiek en kom ons vergeet nie die kos nie. Nou ek gaan vir jou 'n heerlike dis vandag maak en ek het juis 'n paar lekker pelle genooi wat later hier gaan kom inloer. Pieter sê as 'n mens so lank soos hy al 'n alleenloper is, terloops, hy word vanjaar 38, leer 'n mens baie vinnig om van kos maak te hou. Sy spesiale dis wat hy vandag maak, is 'n chili con carne. Wel, sien dat jy nou hierdie kookkuns bemeester het, is daar darm iemand spesiaals in jou lewe vir wie jy kan kook? Ja, daar is iemand spesiaal. Kom hier. Kom sê vir die mense hallo. En ons naam is Rusty. Sê hallo Rusty. Rusty het my gesmeek om op die kamera te kom en Rusty is so 'n gekranige proer.
Hy eet graag die kos wat ek maak, maar ek is verskriklik lief vir diere, veral honde en visse en seevisse en sulke dinge. So ja. Ek het eintlik verwys na iemand met 'n bietjie minder hare. Nee, daar is eintlik iemand baie spesiaal, maar ek praat nie graag oor my verhoudings en sulke goed in die media nie. So wat is vir jou belangrik in 'n verhouding? Paul, ek sal sê 'n goeie sin vir humor. Ek hou daarvan om te lag. En ek hou daarvan as iemand saam met my kan lag. Dis baie belangrik. Ek sien min mense wat deesdae saam lag. En dan moet die persoon ook daarmee ietsie weet van geskiedenis af, want ek is nogal baie lief vir geskiedenis. En dit help nie ek deel met hulle iets oor die Tweede Wêreldoorlog waarvan hulle nie gaan weet nie. O, daar het my gas nou sopas hier aangekom. So sê julle asseblief gaan ontvang, dan gaan ek so lank aangaan met hierdie sousie. Dis reg. Behalwe dat Pieter een van net 'n handvol plaaslike kunstenaars is wat hulle eie lirieke skryf en toonset, is hy ook die vervaardiger van al sy CD's. Dit sê verseker iets oor sy musikale talent en wye musiekkennis. Al 3 vriende wat kom kuier vandag is musikante in hul eie reg en speel soms saam met Pieter. Pieter is bekend daarvoor dat hy die gehoor altyd laat saam sing en saam partytjie hou. Wat dink jy is die geheim daarvan? Nee, ek dink dis maar sy musiekstyl verseker en ek dink Pieter is gebore daarmee. Dis sy persoonlikheid en mense sien dit gou raak ook. Hy's genuine een van die min ouens wat dit regkry om mense half op te sweep, om op te staan en 'n glasie te drink op Afrikaans. Maar weet jy, die groot ding van Pieter is hy is ongelooflik passievol oor wat hy doen. Hy lewe absoluut vir die verhoog. Maak nie saak in wat se by hy is nie. Oomblik as Pieter op die verhoog klim, gee hy sy alles. En ek dink dit is wat Pieter nogal sy naam gee, is wat hy gedoen het vir Afrikaans en baie mense mis dit. Pieter en vriend MD is al meer as 2 jaar deel van die groep 6 Snare, waarin Matthys Roots en Mel Botes aanvanklik was. MD se 3de solo-album word juis ook nou uitgereik. Ons gaan eers verder eet en kuier en in die proses hooplik 'n bietjie waag moet opbou, want hierna gaan ek en Pieter 'n avontuur aanpak. Nou, ek hoop Paul het 'n ekstra onderbroek ingepak want ons gaan 'n spook soek. Jep, Pieter is 'n man wat al van jongs af daarvan hou om navorsing oor spooke te doen. Op elk van sy albums is daar 'n spookliedjie en sy 2007 CD se naam is Spooknote. Hy vat Paul na die Bruitenberg Theater in Pretoria en mense, die keer is dit nie Pasella wat spooke opjaag nie. Jy moet erken, hierdie plek het 'n taamlike vreemde gevoel, so wat is die storie hier agter? Dis al baie interessant. Die Bruitiese spook is 'n verpleegsterspook. Haar naam is Heather. En sy was, of is, wat sy nou eintlik sê, 'n verpleegster gewees in die 1919 rond. Toe was daar 'n griepepidemie in Pretoria gewees en sy was 'n verpleegster wat hierso na kindertjies omgesien het. Nou baie mense is dood in die epidemie en onder andere sy ook. En tot vandag toe nog dwaal sy hier in die Bruitenberg Theater rond op soek na die kinders wat sy opgepas het. Pieter sê, hoewel hy self nog nooit 'n spook gesien het nie, het hy al by sogenaamde spookhuise koue rillings gekry. Maar dis nie soseer die verskynsel wat hom interesseer nie, eerder die geskiedenis daar agter. Kyk, ek het nog niks gesien nie, maar die haar op my nek staan so. Ja, my bors trek ook so toe as ek benoud raak. Maar ek gaan gou 'n bietjie kyk wat in daai hoekie aangaan. So dan gaan jy maar. Kyk, dis nou 'n man met besonderse talente en vreemde belangstellings. Mens weet nie altyd wat die toekoms inhou nie, maar kan julle dit sê, waar hy gaan, is daar waarskynlik 'n reuse jol. Jo, Pieter. Pieter. Wat? Hy punt presies. Hierdie goed freak my uit. Kom ons gemaak musiek. Ons maak musiek. Ons sien julle volgende week weer, vir die laaste keer so laat aan. Vrees op Jan soos 'n haai. Dra geen helm met of 'n hoed. Want sy mallet was so goed. Alles hy gemiljonair. 'n model of superster. Bly steeds 'n goeie braai.